Goeiedag. Hierdie is die 3de week wat ek met u praat oor gewoontes wat beïnvloed gedrag. Slegte gewoontes bring verlies. Goeie gewoontes bring aanbidding, lof aan die Here en genade vir ons. Jesus wat self God is, in die gedaante van Seun van God, lees ons in Lukas 22 vers 39, en hy het vertrek en volgens sy gewoonte na die Olyfberg gegaan, en sy disippels het hom gevolg. Hierdie lees ons baie, waar Jesus, veral nadat hy baie besig was met mense, en mense hom gevra het, en dinge by hom wou hê, en hy fisies gewone mens moeg is, het Jesus nie probeer om nee, hy het onttrek en tyd gemaak om alleen met Vader te wees. Dis hoe jy hernu word. Dis hoe jy sterk word. Dis hoe jy weer vuur kry. Om 'n gewoonte te kry om gereeld te onttrek en met Vader te praat. Ek noem dit stilte tyd. Ek noem dit alleentyd met God. Dis belangrik om kerk toe te gaan. Dis belangrik om radio en TV te kyk en na preke te luister en te sien. Dis belangrik om al hierdie dinge, maar ek wil vir jou sê, die geheim van 'n sterk geestelike lewe is wanneer jy alleen met God tyd spandeer. Dis asof ons ophou dink het. Ons het moderne mense, daar is so baie kennis, maar ons het opgehou dink. Want ons toelaat dat AI en die rekenaar, ons toelaat dat die lewe vir ons dink. Wanneer ek 'n probleem het, dadelik wil ek gaan lees daaroor, of gaan luister daaroor, of gaan kyk daaroor. Wat van as jy 'n probleem het? Wat van as jy 'n saak het? Wat van as jy moeg is? Om eerste te onttrek en tyd met God te spandeer. En te gaan kyk, Here, hier is die omstandigheid. Dit is wat u woord sê. En dan toe te laat dat sy Heilige Gees met jou praat. En jy sal sien dat sy woord en sy gees is nooit verskil, hulle is altyd dieselfde. En wanneer jy ervaar daardie woord van God, daardie woord sy lewe in jou en daardie gees wat meng, dan kan jy mos dapper gaan doen. Dis asof ons almal wag, iets moet gebeur, ek wil in 'n boek lees daaroor, dan sal ek weet, nee, die volledigste wysheid wat jy kan kry, die beste besluite wat jy kan maak, is wanneer jy die Here aanbid, voor hom kniel en hom vra vir sy woord en sy gees. Jesus het dit verstaan. Nie beïnvloed deur ander mense nie. Eenkant met Vader, wat deur die woord en gees met jou werk. Dit gee visie, dit gee dapperheid, dit gee weet wat om te doen. Paulus het 'n baie goeie gewoonte gehad. Hy het gewoond geword, ons lees Handelinge 7 vers 2, hy was slim, wanneer hy kom by 'n vreemde plek, hy gaan na die sinagoge, die Joodse kerk, en dan preek hy eintlik daar, tot hulle hom wegjaag. Maar hy vertel vir die Jode, wat verstaan die Ou Testament, en hy verduidelik vir hulle hoe die Ou Testament aanpas by die storie van Jesus, hoe Jesus daardie wet en profete vervul het. Dan is daar altyd 'n paar mense wat moeilik is daaroor, en nie hou van Paulus se boodskap, en dan jaag hulle hom weg. Maar sy goeie gewoonte was om te gaan na waar hy weet mense by mekaar kom. Dis baie slim.
Want hy verstaan dat Jesus het gekom eerste vir die Jode en daarna vir die ander mense. En Paulus het daardie model gevolg. Hy gaan praat eers met die Jode, baie kom tot bekering, maar wanneer hulle nou kwaad is vir hom, die leiers, dan gaan hy na waar die ander mense by mekaar kom. As God vir jou 'n boodskap gee, gaan deel dit eers met jou broers en jou susters. Gaan deel dit met jou mense, met die gelowiges. En as hulle klaar gehoor het, aanvaar of nie, gaan gee ook die boodskap vir ongelowige mense, want hulle het ook die boodskap nodig. Dan wil ek vir jou vra, hoe lyk jou gewoontes? En ek wil jou vra, moenie die gewoonte hê om sommer te beloof nie. Kry liewer die gewoonte om te sê, Here, U het beloof, ek glo dit. Want jou oorwinning hang nie af van my belofte nie, dit hang af van sy belofte. Hou aan om God te aanbid. Ek het laasweek gepraat oor Daniël. Maak nie saak omstandighede. Gaan soos Jesus, maak tyd om alleen te bid. Maar gaan ook waar mense by mekaar kom, om daar vir hulle die woord te verkondig. Dis wonderlik wat die Bybel sê in Hebreërs 5 vers 14. Hy sê, wanneer ons die gewoonte het om sy woord en sy gees te luister, dan kan ons goed en sleg onderskei. 'n ander goeie gewoonte, wel dis 'n slegte gewoonte, sê Paulus, as mense nie gereeld die byeenkomste. Hy sê eintlik, man, jy moet kerk toe gaan. Jy moet by jou selgroep uitkom. Jy moet by die plek kom waar jy kan groei. Want ek het al agtergekom, mense wat die kerk die meeste kritiseer is mense wat in elk geval nie in die kerk kom nie. Of iemand het jou kwaad gemaak, of die pastoor het 'n fout gemaak. Nou is jy sommer kwaad. Nou wil jy nie meer kerk toe nie, want die kerkmense maak so. Paulus sê nee, jy gaan nie kerk toe omdat jy in 'n skip is en versorg moet word nie. Die kerk is vir my soos 'n oorlogskip. Jy kom nie om vir die plesier nie, jy kom vir die oorlog. Jy het 'n rol, jy het 'n verantwoordelikheid. Dis een van daardie gewoontes wat belangrik is. Ondersteun die byeenkomste. En soos Daniël, en ek glo ook Jesus, erken God vir wie hy is. Sê, Here, U wil, nie myne. Verneder jouself en kyk hoe daardie gewoonte lei van oorwinning tot oorwinning. Tot volgende keer. Cheers.